Droogtes is noodsaaklik, want dit het 'n funksie. Droogtes bring vernuf, dit bring ontwikkeling, 'n drywing om te oorleef en dit dryf ons na nuwe insigte, dit dryf ons na God en dit dryf ons na ons skepingsdoel. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dis 'n voorreg om rondom die woord van die Here met jou te kan sit. En ek lees vir jou uit Matteus 6 vers 9 tot vers 10 en ek gesels met jou oor die noodsaaklikheid van droogtes. Hoor 'n bietjie wat is Jesus se raad rondom gebed? So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ek het gesê droogtes is noodsaaklik en dit het 'n funksie. Droogte het Jakob daar in die Ou Testament en in die Bybelse tyd en baie ander putte laat grou. Hoekom? Droogte, daar's water nodig. Kom ons grou 'n put. Daar het vernuf gekom in die Noord-Kaap en al die ander, ek wil amper sê droogte areas. Gaan kyk 'n bietjie wat gaan daar so aan, die vernuf van die mens wat gekom het, juis omdat daar water tekort was. Waterlyne is aangelê, pompe, gaan kyk wat gaan oral aan. Mense lei nou al water bo op die berg van onder die berg af. Diere teel aan, kyk 'n bietjie, diere gaan staan nie stil omdat daar droogte is nie, hulle teel aan. Die plante blom. Dit is asof daar 'n tipe van 'n ontwikkelingsdrang is en 'n voorplantingsdrang en 'n oorlewingsbeginsel in die diere kom wanneer daar droogte is. Plante skiet vinnig wortels, diep wortels, vlak wortels, om elke druppel van beskikbare water op te kan neem. Wat het dit gebring? Niks van dit wat ek nou gesê het sou ooit daar gewees het as dit nie vir droogtes was nie. Droogtes is noodsaaklik. En as ek praat van droogtes, praat ek nie net van natuurverwante droogtes nie, ek praat ook van taftye, nê, en dissipline onder andere. Ek het veel gelees hoe Jesus geleer het hoe ons moet bid, net 2 verse. William Gurnall het eendag gesê, hy sê wanneer God nie al ons gebede beantwoord, soos ons verwag nie, want ons bid mos vir reën en ons bid vir droogte en ons bid vir geld, ons bid vir kos, ons bid vir klere en sukses en al daai tipe dinge. Maar as God nie ons gebede beantwoord soos ons verwag God dit moet antwoord nie, dan beteken dit dat God beantwoord ons gebede met anderlike genade toevoegings. En jy gaan nou hoor waaroor dit gaan. Droogtes was en is 'n genadedaad van God, want dit het vernuf en soveel ander goeie gawes tot gevolg gehad. Dink 'n bietjie daaroor. As dit nie vir geldnood byvoorbeeld was nie, sou die individu nooit geleer het hoe kosbaar geld is, hoe maklik dit klaar raak en ook nooit geleer het hoe om spaarsamig te kan lewe nie. As dit nie vir die dood was nie, as ons oor iets anders kan kyk, sou die mens tog nooit regtig die lewe gekoester het nie. As die Here elke gebed moes antwoord, dat ons altyd alles gehad het, laat ek vir jou sê, dan sou die mens almal jellyvisse wees. En as die Here eendag sou besluit dan om ons gebede nie te beantwoord nie, sou die sous uit ons jellyvis lywe gedrein het en ons sou besef het dat niks tot stand gebring was nie. Alles wat ons vandag het en wat ons beleef op aarde, alles wat jy rondom jou sien, alle vernuf en leksheid en tegnologie en vooruitgang, het God bepaal dat dit so moet wees, maar God het geweet hoe noodsaaklik droogtes is, sodat al hierdie dinge tot stand kan kom. Was dit nie vir die droogte nie? Hoeveel briewe dink jy sou uit Paulus se pen gekom het? En hoeveel diepte sou in daardie briewe gewees het, as dit nie vir die tronke was waarin hy as gevangene altyd in was nie? Dis die droogtes waardeur hy gegaan het, maar kyk wat het dit tot stand gebring. Die erns en die opregtheid en waarde van sy briewe het juis gekom uit die ellende waardeur hy moes gaan. Die kwaliteit van die brief het gelê in die droogte. Ek sê nie, as daar nie droogte is nie, is daar nie kwaliteit nie. Kry maar net die gedagte. En dan dink ek aan Jesus, aan die kruis. Jesus het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Hierdie Godverlatenheid, hierdie droogte het verlossing van die mensdom bewerkstellig.
En op hierdie dag wil ek vir jou sê, ons bid, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel bepaal is. Kom ek en jy hou 'n bietjie op stry met God. Komponeer en sing bietjie 'n lied oor jou droogtes. Die van die wêreld, maar ook die van jou eie. Want God stuur nie droogtes om te vernietig nie. Maar omdat dit deel van sy wil is, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. En om ons vernuf te ontwikkel, ons karakter te ontwikkel, ons menslikheid te ontwikkel en om ons 'n dankbare hart daarby ook te leer. En nee, ek kry nie lekker oor die droogtes waar mense lewens of my eie familie wat deur fisiese natuurdroogte gaan. Ek kry nie lekker oor hulle nie. Waar hulle mense lewens en alles waarvoor mense gewerk het tot niet gaan nie. Ek verlekker my nie dan ek sê nie dis maklik nie. Ek kry hulle inteendeel verskriklik jammer. Maar weet jy wat sien ek? Tog sien ek, selfs daarin hoe vernuftig en vrygewig die mensdom raak. Was dit nie vir die droogte nie, dan sou daar die vrygewigheid en daar die vernuf nooit daar gewees het nie. Ek wil vandag vir jou sê ontwikkel, verander, groei, skiet wortels, op soek na nuwe waters, dissipline bring korreksie, droogte bring nuwe insigte en vernuf en 'n verandering van denkwyses wat so belangrik is. Jou droogte vra dalk van jou om te vergewe, om vry te spreek, om te laat vaar van jou bitterheid, om jou roeping te ontdek, om God en mense en dinge anders te sien. Dis wat die droogte dalk vra. So Here, U weet die beste, U het ons geleer, laat U wil geskied op aarde soos in die hemel. U het bepaal hoe ons moet ontwikkel en wat op aarde in stand gebring moet word en hoe sal ons ooit U hand kan keer. Want alles is volgens U wil tot U eer. Amen.